Goeienaand almal, ek hoop het gaan goed en welkom by ons 6de potgooi. 270 mense stem en hulle stemme word ongedaan gemaak deur 3 individue. Nou voordat ons aangaan, vandag was ek bietjie daar by Lex Libertas se funksie in Pretoria en het ons daar geluister na talle internasionale sowel as Suid-Afrikaanse sprekers en het ons gepraat oor selfbeskikking en dies meer. En was dit werklik insiggewend en wil ek die ouens geluk wens. Ek dink hoe meer ons hierdie tipe van gesprekke het en hoe meer ons met mekaar skouers skuur, hoe meer sal ons agterkom dat om konservatief te wees en nasionalisme te kweek onder mekaar is nie die ewel nie. Maar kom ons kom terug na dit waarvoor ons nou eintlik hier is en vanaand gaan ons die verslag bespreek van die Gauteng reorganisasie en sommer alles wat daarmee gepaard gaan. Nou kom ons val sommer so met die deur in die huis. Reg oor die wêreld is politici bekend daarvoor dat hulle oneerlik is. Dat hulle woordspeletjies speel en dat hulle goeders doen en skuif om hulle self te bevoordeel. Nou, Suid-Afrika is nie anders nie en ons geskiedenis is nie anders nie en die Gauteng reorganisasie is ook dan nou nie anders nie. En is dit so half in die rol of in die doel van politici. En dit is dood eenvoudig om mag te hou en vir hulle self daai groot winste en dan nou ook daai posisies te gryp en vir hulle self te hou. En die Engelsman het 'n mooi woord daarvoor, hulle noem dit gatekeeping. En is dit presies wat binne die Vryheidsfront Plus besig is om te gebeur, dan nou met die Milders en die Mulder groepering, daai familiegroeperings. Nou, daar's baie mense wat die hele tyd sê, ons soek bewyse. Nou, hierdie is nie nuwe bewys nie, hierdie is al verslag wat al op my blad verskyn het, maar ek dink, kom ons bespreek dit vanaand en ons kyk na 'n paar paragrawe, soos wat ek gesê het, dis 'n bitter lang verslag en ons sal hom ook vir julle hier onderaan in die link of 'n skakel insit, dan kan jy hom sommer self lees en dit maak nogal vir goeie leesstof. So kom ons begin en ons kyk sommer so vinnig na wat kos hierdie reorganisasies 'n party ontred. En in die vorige video het ek so 'n bietjie ook daaroor gepraat. En dit is 'n enorme bedrag. Daar was bykans 300 mense, so 270 mense by daai reorganisasie gewees, of stemmers, kiesers, en dan nou personeel. En julle wat onlangs getrou het, en dies meer weet, wat betaal jy per kop, dan nou om vir mense by 'n troue, jy weet, te hê. En dis nie anderste by 'n reorganisasie nie, daar's kos en koeldrank en koffie, en dit vat dan sommer 'n hele dag. So, hierdie ding kos bykans R300.000, baie maklik as dit dan nie meer is nie. En dan, as so 'n reorganisasie nou ongeldig verklaar word, het ons ook gesê, word hierdie paneel van 4 regskundiges dan nou aangestel, en hulle word op en heen en weer gevlieg, en hulle bly in gasthuise, en hulle spandeer dae en nagte om hierdie verslag saam te stel. En dit kos die party ook baie geld. Daarna is daar nog vergaderings en al hierdie goeders om dan nou besluite te neem oor hierdie verslae en dit kos jou nog meer geld. En dit is wat dit so belangrik maak om van die begin af dinge reg te doen en seker te maak dat dit prosedureel reg is en dat alles wat daarmee saamgaan reg is. Want nes die ANC kan ons tog mos nou nie 'n pad bou en dan oor 2-3 weke dan moet ons daai pad weer regmaak of oorbou nie. Dit kos geld, dis verkwisting. Maar dit pla nie politici nie, want dit is nie hulle geld nie. Hulle het 'n oop hand, oop beursie, want dit is die belastingbetaler se geld. Nou, hierdie verslag het ek vir julle gesê, het dan nou uitgekom nadat ons die reorganisasie gewen het. Dis nou ek en Philip en Grandi Tennyson en dan 'n splinternuwe dagbestuur. En die kruks in die kern van die vervanging van hierdie vorige Gauteng dagbestuur en dan die leiers van Gauteng in hierdie struktuur was dan sommer prontuit gesê om korrupsie en diefstal en oneerlikheid te stop en te keer. Nou Gauteng, en julle sal dit lees in die verslag ook,
het jarelang gesukkel met wanadministrasie en sommer allerhande ongeruimthede wat dan nou insluit nepotisme en al hierdie lekker goed. Maar een van die groot aspekte en goed wat my omgekrap het, is dat daar nie notulerings gedoen is op Gauteng dagbestuursbesluite nie. Nou julle wat in besigheid is en wat dan ook nou al 'n pad gestap het met SARS, is dat sou hulle jou vra, waar is jou notules, waar is die besluite van hierdie direkteure en hoe het julle hier tot hierdie besluit gekom, is notules die ding wat jou die grondslag gee. Nou, 'n oom vir wie ek baie agting het altyd vir my gesê, Kobus, jy skep chaos vir een van twee redes. En dit is, either jy kan nie jou werk doen nie, jy is onbevoeg om jou werk te doen, of jy is besig om te steel. Nou, ek laat dit in julle oor, maar my gedagte was min of meer die tweede gedeelte. Jy skep chaos sodat mense nie kan tred hou waarmee jy besig is nie. Hoe meer chaos daar is, hoe meer verwarring daar in die Gauteng dagbestuur is, hoe minder weet mense wat hulle take en rolle is en hoe minder en hoe meer verward word die oorsig dan nou wat gedoen moet word oor die leiers, oor finansies en dies meer. So dan uit daai chaos uit kry jy dan nou allerhande kinderstorieetjies en allerhande sulke tipe van goed, maar niks word ooit ondersoek nie, niks word nooit na gekyk nie, en op die einde van die dag sit jy met 'n klomp insinuasies, en insinuasies kom gewoonlik van dom mense af, wat nie weet, of wat nie papierkennis het nie, en wat nie hulle feite navors nie, en wat nie weet waarvan hulle praat nie, en ongelukkig is ons deurtrek en deurdrink met dom mense in die politiek. Nou, kom ons gaan aan. As ons gaan kyk na 2.11, dit is nou sommer so hier aan die begin van die verslag. Hierdie komitee wat aangestel is, hierdie regskomitee het gegaan en hulle het 27 skriftelike verslae ingekry en ek dink daar was 27 getuies. En almal het nou gepraat en hulle gevoelens uitgepraat oor die dag en jy weet wat gebeur het. Van beide kante, die Mulder faksie sal ek nou maar sê en die Groenewald faksie, of die Van Staden faksie en die Mulder faksie, jy weet hoe jy dit ook al wil sê. En uit dit het die komitee dan nou aan Jaco Mulder vrae gestel wat gesê het oor jy was nou in beheer van hierdie Gauteng dagbestuur. En soos wat ek julle gesê het, en laat ek julle net so klein bietjie terugvat, hierdie Gauteng dagbestuur onder leiding van Jaco Mulder was getaak om hierdie reorganisasie te reël en al die administratiewe prosesse rondom die takstigtings en daardie tipe van goed moes hulle hanteer saam met die personeel. Nou jy sal sien uit die verslag uit, daar is 'n klomp leuns en 'n klomp goed wat Jaco kwytraak daar, wat sê hy het nie geweet nie en die kant toe en daai kant toe, terwyl hy die hele tyd tabs gehou het op die takke. Dit gee mens maar 'n bietjie van 'n voorsprong as jy alreeds die leier is en jy kan nou kyk hoe hierdie takke dan nou in mekaar skakel en hoe dit groepeer. Maar dit is belangrik om dan vir julle te sê, terwyl hierdie ondersoekkomitee besig was met hierdie goed, het hulle aan Jaco Mulder 'n klomp vrae gestel en gevra, hoorie, stuur vir ons hierdie papiere, stuur vir ons hierdie goed, stuur vir ons hierdie goed. In hierdie verslag in 2.11 sê hierdie komitee op 'n stadium, meneer Jaco Mulder, om die inligting te versoek en ander inligting te verskaf, en dat hy dit nie gegee het nie, dat hy sekere van hierdie inligting net nooit kon gegee het nie. En dit het dan ook neergekom op die notules wat gebrekkig was, wat hy gesê daar is vergaderings van, en sekere goed het gebeur by die vergadering, sekere goed het nie gebeur nie. Maar daar was nie notules daarvoor nie, en hierso praat hulle dan nou, die balans van die inligting soos versoek was egter nie ontvang nie. Dit was deur verskeie getuienis tydens die verrigtinge bevestig, dat die Gauteng dagbestuur en partyraad nie oor notules van hulle vergaderings beskik het nie, en dat daar nie Gauteng dagbestuur of Gauteng partyraad notules behandel of gesirkuleer is nie. Nou, julle wat in die koöperatiewe wêreld en die besigheidswêreld is, weet wat die implikasie daarvan is, dat as daar besluite geneem word, dat daar nie notules daarvan gehou word nie. En in die politiek is dit nie anders nie. En veral as jy dan nou onregmatig, onwettig en daai tipe van goed wil optree, dan versuim jy om hierdie tipe van goed dan nou te hou. Nou, iets anders wat hierdie komitee dan nou ook uitgelig het was, jy weet, hierdie Mulder faksie, Mulder GDB,
Hulle was verantwoordelik dan nou vir hierdie reorganisasie, die reël daarvan, al daai tipe van goed. En hoe is dit moontlik dat hierdie ouens wat verantwoordelik is, wat hierdie krisis skep, en wat hierdie gemors veroorsaak waaroor ons gepraat het, wat ons gesê het, daar nie genoeg stoele en tafels was, daar nie genoeg kos was nie, dat die administrasieproses 'n totaal en al 'n gemors was. Hoe is dit moontlik dat die ouens wat hierdie gemors skep, dat hulle voordeel trek dan nou op die einde van die dag en daai goed gebruik om na die IDB toe te gaan en sê, maar hierdie was so groot gemors, julle moet hierdie ding ongeldig verklaar. Jy bevoordeel dan mos nou die ouens wat die nonsens aangejaag het. En ons sien dit te veel in ons politiek. Hierso sê dit is ook problematies indien die leierskap wat die krisis veroorsaak het, naamlik die provinsiale leier en die GDB, die voordeel trek uit die ongeldig verklaring van die reorganisasie. Dit is nie reg en billik dat die provinsiale leier en die GDB, wat op geen stadium enige stappe geneem het om te verseker dat die reorganisasie geldig en wettig verloop het nie, die voordeel trek dat die verkiesing van die leierskap ongeldig verklaar is nie. Nou, ek dink dit is voor die hand liggend. Jy skep hierdie krisis en jy weet, om later skuiwergate te skep vir jou om jouself uit te ding uit te wurm. Dan gaan ons verder, dan kyk ons nou 'n bietjie, nou, julle weet, in 'n klomp van my video's het ek gesê, daar's 'n Mulder faksie en daar's 'n Groenewald faksie, en daai twee spalt was giftig binne, en is nog steeds giftig binne in die Vryheidsfront Plus. En dit het meegebring dat daar so vertrouensbreuk tussen Groenewald en Corneille Mulder is, dat hulle totaal en al vir Dr. Groenewald, vir Pieter Groenewald ondermyn het. Met talle besluite, personeelbesluite en talle ander besluite, wat hulle dood eenvoudig onder Corneille se leiding dan nou, jy weet, net vir Dr. Pieter Groenewald ondergrawe het, en sy besluite half, jy weet, nie uitgevoer het nie, en dan tweede kanse en derde kanse, en so vir Dr. Groenewald, jy weet, gefrustreer het. Nou hier sê die paneel, die 4 regsgeleerdes, dan nou in 8.5 op bladsy 100, die paneel moet ten eerste kommer uitspreek oor die wyse waarop die lede van die IDB met mekaar argumenteer het. Daar was duidelike tweespalt te bespeer in hierdie liggaam wat die dag tot dag besluite van die Vryheidsfront Plus behartig. Nou daardie leierskap, daai 7 ouens het dit so septies geraak daar binnekant, dat hulle regtig nie meer met mekaar kon funksioneer nie. En soos wat ek gesê het, dat hulle Dr. Groenewald die heeltyd ondergrawe het. En dit was problematies, soos wat ek ook gesê het, Dr. Groenewald wat die Vryheidsfront Plus hardloop soos 'n besigheid. Terwyl ons in Gauteng gesien het, hoe daar fakture geskep is, hoe daar vir mense, of wat mense fakture geskep is om te betaal te word, hoe daar betalings gemaak is, nadat Dr. Groenewald en senior lei besluit het dat daardie persone nie betaal mag word nie, hoe daar geld aan besighede uitbetaal was wat ongemagtig was, en 'n klomp talle ander goed wat ons nog by sal uitkom. Nou 8.7 op bladsy 100 kom op die punt neer dat as Mulder, of toe Mulder nou nie verkies is in hierdie ding nie, toe gooi hy sommer nou die baba met die badwater uit, en hy is nie te vind vir hierdie uitslag nie, en hulle gaan dan nou terug, dis nou Jaco Mulder en Anton Alberts gaan na die IDB toe, en by hierdie IDB is hulle nie net die getuies nie, of die klaars nie, maar hulle is ook die stemmers, en hulle gaan en hulle raak 'n klomp goed daar kwyt, om hierdie hele reorganisasie dan nou ongeldig te verklaar. En julle sal ook nou sien, in hierdie verslag, praat hulle dan nou ook daarvan dat Anton Alberts en Jaco Mulder leenagtig opgetree het, om sekere goed te stel aan hierdie IDB, en jy weet, hulle te oortuig oor goed wat dan nou deur die verslag bevind is, wat onwaar is, en wat eintlik daartoe gelei dat die IDB hierdie besluit neem, maar wat ons nou later gesien het, jy weet, wat was dan nou net leenagtig gewees. En dit kompliseer die ding nog meer, want, soos wat baie van julle wat nou regskennis het, weet,
kan jy nie die klaar wees en die besluitnemer terselfdertyd in dieselfde komitee nie, en hierdie verslag spreek om daarteen uit. Nou, 7. Net hier kyk voordat ek nou die mekaar raak. 7.1.12, Dr. Groenewald sê die skorsing, dis nou my skorsing en dan die ook van Christo Smit, was ultravirus en malafide. Nou, vir julle slim ouens wat nou weet, wat ultravirus is buite die magte van 'n komitee, en dan malafide is in kwaader trou, so jy neem 'n kwaadwillige besluit. Nou 7.1.12 sê dan nou, voor die aanvang van die reorganisasievergadering op 25 November 2023, het Dr. Groenewald die Gauteng dagbestuurslede toegespreek en aangevoer dat die skorsing van Kobus Hofman ultravirus en malafide is, aangesien die IDB besluit het dat daar geen tugstappe voor die verkiesing teen meneer Hofman geneem sal word nie. Nou, kom ons gesels gou oor die tugstappe wat nou uit hierdie goed uit, waarvan hulle praat hier binnekant. So, etlike weke voordat hierdie reorganisasie plaasgevind het. Julle moet onthou, my oorspronklike klag is op 13 Augustus 2021 gelê, wat ek teen Jaco Mulder gelê het. En dit het verband gehou met leuns wat hy vertel het aan die Gauteng dagbestuur, maar ook aan die IDB. Ons sal daai verslag ons ook nou bespreek, so in die volgende week of 2. Nou, daardie goed het aanleiding gegee, en daar was 'n voorlegging dan nou aan die FDB gemaak, wat ek op 'n voorlegging gemaak het en vir die lede gestuur het, nadat hulle gesê het, hulle wil niks weet van korrupsie nie, het ek hierdie voorlegging aan die federale dagbestuur gestuur. Nou, baie van die ongelukkigheid van Jaco hulle en goed, en julle sal dit nou in die verslag lees, is dat ek nou hierdie groot moeilikheidmaker is, en dat daar verskeie verdagmakingsprosesse is. Nou, kom ons praat oor die verdagmakingsproses. Ek het 'n klag gelê. Ek het verskeie klagtes gelê, wat deur Dr. Groenewald en die topbestuur dan nou hanteer is. Jaco Mulder se klag het hulle bevind het substansie en is hy skuldig bevind. Ons sal daai verslag sal ons hanteer. Dan ook Gerda Senekal het ek ook 'n klag ingedien. Daardie klag het ook voor 'n regskomitee gedien en is sy ook skuldig bevind. Nou, net voor hierdie reorganisasie aanvang geneem het, toe kom hulle ewe skielik met hierdie skorsing van my. Nooit was daai mense geskors of eenkant gesit terwyl die prosesse aan die gang was nie. En dit is juist hoekom Dr. Groenewald dan nou sê, om iemand die dag voor die tyd, eintlik 10 ure voor die tyd, 10 uur die aand voor die volgende oggend te skors, wys vir jou dat daar in kwadertrou opgetree word, en dat hierdie Gauteng dagbestuur dan nou hulle magte oorskry het om daardie besluit te neem. Die verslag gaan verder in 7.53 en die verslag, die uitkoms sê dan duidelik, met al die getuienis voor ons kan ons slegs tot die gevolgtrekking kom dat die skorsing op die vooraand van die reorganisasie 'n poging was om opponente uit te skakel. Nou kyk man, ons weet politici en politikuste en politiek in die algemeen is 'n vuil spel. So hierdie ouens sal enige iets doen of gebruik om jou uit te skakel of jou te probeer uitklinker of wat ook al. En dit begin altyd by verdagmaking om te sê, maar jy is die moeilikheidmaker. Enige ou wat homself bevind in 'n posisie waar hy teen korrupsie praat, sal vir jou dieselfde storie sê. Hulle val dadelik die karakter van die persoon aan wat die klagtes lê, hulle versprei stories, jy weet, sodat die water bietjie troebel raak, sodat mense twyfel in die integriteit van dit wat gesê word. En is nie anders in die politiek nie. En julle moet onthou, hierdie Gauteng dagbestuur, en ek sal nou weer vir jou daai stukkie lees, maar hierdie Gauteng dagbestuur, Jaco Mulder en Anton Alberts het saamgewerk in verskeie van hierdie ongeruimthede, in die minutulering van vergaderings, in die fakture wat geskep word, in
familielede wat aangestel word, wat nooit op kantoor is nie. Al daai tipe van goed. So, jy moet onthou, dis 'n web wat hierdie Gauteng dagbestuur dan nou so styf by mekaar gehou het. Niemand van hulle kon uit dit uitkom nie. En dit is presies wat ek dan aan Dr. Groenewald gerapporteer het deur 'n tyd in hierdie proses. En dit is wat ook vir Dr. Groenewald baie ongemaklik gemaak het met hoe die finansies binne in Gauteng gespandeer word, aan wie dit gaan spandeer word, en dit is presies waaroor ons ondersoeke dan nou ook gegaan het deur 'n tyd. En dit is hoekom hierdie ouens dan nou so op en af gespring het. So, die verslag bevind dan, jy weet, dat dit niks anders was om ons te probeer uitskakel of dan nou stil te maak en dies meer nie. As ons gaan kyk na 8.18, dan het daar omtrent 234 lede 'n petisie ingedien teen hierdie reorganisasie, en dit is lede van die party, teen hierdie reorganisasie wat ongeldig bevind is. Nou, daardie 234 lede het soveel druk opgesit, hulle het die IDB half verplig om dan nou 'n regskomitee aan te stel wat dan nou hierdie 4 lede is wat hierdie verslag saamgestel het. En wat problematies is dat daardie 234 lede wat die petisie nooit die voordeel gekry het of nooit die kans gekry is of deur die leier gespreek is om te sê, weet jy wat, julle kwessie of julle probleem word aangespreek en ons is jammer daaroor en ons gaan kyk daarna of wat ook al nie. Daardie petisie het onbeantwoord gebly tot vandag toe nog. Die IDB het 'n besluit geneem op grond van 2 persone se versoek, meneer Mulder en meneer Alberts, maar die versoek van 234 mense word geïgnoreer. Daai petisie ook van 234 mense, die wil van die 270 mense wat gestem het, en die 234 wat bereid was om 'n petisie te teken en in te dien, daardie mense is nooit geantwoord nie. En daardie 2, meneer Mulder en Albert, het daai goed ongedaan gemaak. Nou kom ons kyk, daar is so mooi gesegde, die Audi Alteram Partem beginsel. Dit beteken hoor die ander kant. Nou, as ons gaan kyk, en is baie duidelik in die verslag ook genoem, met hierdie samekoms van die 7 lede van die IDB, het meneer Mulder en Alberts, jy weet, hulle voorleggings gemaak, en ek sien nou ook, toe ek weer deur die verslag lees, jy weet dat Wynand Boshoff gepraat het, en dat Corneille gepraat het, maar jy moet onthou, en kom ek gee hierdie dinamika, daai 7 ouens, 2 is Groenewald en Wouter Wessels. Nou, Wouter Wessels, hy val so na al kante toe, maar op daai stadium was hy nou nog aan my kant, of van Groenewald se kant, of hoe jy ook al wil sê. So, dan bly daar 5 oor. Daai, of 3 oor, want 2 is mos nou Jaco Mulder en Anton Alberts. Nou, daai ander 3 is so goed gecoach voordat daai IDB-vergadering plaasgevind het en gevertel, dat jy weet, hulle storm daarin, en jy moet onthou, 2 van daai lede, Werner Weber en Wynand Boshoff, dis die ouens wat so slaap in die parlement en in die wetgewer. So, as hulle wakker word, dan vang hulle so vinnige ding, en jy weet, en dit stiek, want jy weet, hulle moet dan iets gehoor het deur die dag. So, daai vergadering is vooraf gegaan deur Jaco Mulder en Anton Alberts, wat hierdie ouens opgeskakel het en dan gesê het, maar dis hoe dit gewerk het. Daar's, ek sien in die verslag 10 of 20 takke op een adres gestig, maar wat die komitee toe bevind het, wat nie die waarheid is nie. Daar's ander voorbeelde van ander goed wat hulle ook gesê het, wat toe nou nie die waarheid is nie. En hulle het dan nou hierdie ding verkoop en in hierdie IDB ingegaan en dan nou hierdie saak gaan stel. Maar wat die Audi Alteram Partem reël stel is dat beide kante gehoor moet word. So, as Jaco Mulder en Anton Alberts die geleentheid gekry het, buite prosedure, kyk, daar is nog 'n klagteprosedure wat hierdie ding eintlik moes gehardloop het vir verlede. Kom ons vergeet daarvan. Moes die ander kant, die van Staden, Hofman, Tennyson groepering ook 'n geleentheid gekry het om hulle saak voor die IDB te stel en feite voor die IDB te bring. Maar dit het nie plaasgevind nie. Dit het nie gebeur nie.
Hierdie ouens het geluister na Jaco en Anton, wat nou volgens die verslag klaarblyklik leuns was, het hulle saak gestel en Wynand Boshoff, Werner Weber en Corneille Mulder het op grond van daardie leuns het hulle dan 'n besluit geneem en gesê, nee, hierdie ding moet ongeldig verklaar word. En dit het doeteenvoudig die Audi Altrim Partem reël gebreek of verontagsaam. Hierso sê hulle, die IDB die besluit geneem het sonder dat getuies of bewyse van beide kante van die IDB voorgehou is of beide kante 'n geleentheid gebied is om ten minste 'n submissie te maak, is problematies. Dis 'n probleem. Mens doen dit nie so nie. Veral nie as jy op podium staan en jy praat oor integriteit en deursigtigheid en al hierdie mooi Bybelse beginsels wat die Vryheidsfront Plus dan nou en veral Corneille Mulder dan nou so verkoop nie. Ons is nie dieselfde nie, want ons integriteit lyk nie dieselfde nie. Hierdie wys vir jou dat integriteit nie dieselfde lyk tussen individue nie, want hierdie is nie 'n weerspieëling van integriteit nie. Nou kom ons kyk dan nou ook daar na die 8.3.2, dat die organisasie van Gauteng ongeldig verklaar word en tersyde gestel word. Nou, as ons kyk na hierdie reorganisasie en hoe hierdie ding ongeldig verklaar is en hoe hierdie mense dit hanteer het, is die probleem daarmee dat, en ons het al 'n klomp keer gesê, dat hierdie twee faksies binne in die Vryheidsfront Plus mekaar uitskeer om die mag en die posisies te hou. Soos wat ek al voorheen vir julle gesê het, dit het nie soveel gegaan oor die Gauteng reorganisasie soos wat dit gegaan het om van Groenewald ontslae te raak as leier en dan om op die LP en LPW lyste hoër op te kom nie. En die probleem daarmee is dat sou hierdie ouens gefaal het in daai komitees of om hierdie reorganisasie nie ongeldig te verklaar het nie, dan sou hulle hoogs waarskynlik nou heeltemal uit die party uit gewees het as gevolg van die ongeruimthede wat ondersoek is. Jy moet onthou, beide Anton Alberts en Jaco Mulder het gesit met substantiewe ondersoeke wat teen hulle geloods is. Op daardie stadium was Jaco Mulder al skuldig bevind en op daardie stadium van hierdie het ons al 'n redelike gedagte of 'n redelike rigting gehad van wat verkeerd geloop het met die Anton Alberts ondersoek en was dit al in die koerante en daai tipe van goed. En was dit problematies dan nou vir hierdie ouens. Nou hierso het ons 9.15 stappe teen GDB. So hierso gaan hierdie komitee verder en hulle sê, weet jy ouens, die wanadministrasie binne in Gauteng is so groot probleem, ons het dit opgetel gedurende hierdie ding. En hierdie goed moet aangespreek word. Hier moet definitief klagtes gelê word en hierdie mense moet aanspreeklik gehou word. En ek lees dit graag vir julle. 9.15 dat al verdere stappe geneem word teen die Gauteng dagbestuur wat voor die 25 November 2023 reorganisasie die provinsie bestuur het met verwysing na al grove pligverstuim en nalatigheid in die bestuur van die provinsie oor die algemeen en meer spesifiek die gebrek aan oorsig oor die personeel in die provinsie, die prosesse in die aanloop tot die reorganisasie en hul algemene wanadministrasie van die provinsie. En dit is belangrik want dit gee vir jou 'n oorsig oor wat hierdie komitee na al daai mense se getuienis en al daai tipe van goed wat hulle agtergekom het. En weet jy wat die snaakste is as jy nou hierdie verslag lees? Jy sal daar binne kan sien dat al twee groepe kla oor deursigtigheid en al twee groepe kla oor die swak bestuur van Gauteng en die gebrek aan kommunikasie en die gebrek aan toerusting en die gebrek aan fondse en dies meer. Al twee kante kla daaroor, maar een van die kante is verantwoordelik daarvoor. En dit was juist
die uitgangspunt, en ek dink julle sal dit ook ergens aan die verslag sien, dit was die uitgangspunt van my en Philip en Grandi dan nou, om ontslae te raak van hierdie mense, want hulle is besig om kwistig te wees met die gelde, en hulle het dit nie reg aangewend nie, en ons het gevoel ons kan die ding baie beter bestuur en dryf. En dit is maar die kort en lang daarvoor, en daarvoor het ons uitgegaan en ons het met mense gaan praat, en baie mense het vorentoe gekom en gesê, maar weet jy wat, hulle sit met dieselfde probleem. Nou, laastens, maar nie die minste nie, is dan maak hulle 'n bevinding, hierdie komitee 9.8 op bladsy 113 op die einde, dat meneer Kobus Hofman en Christo Smit se verkiesing tot onderskeidelik ondervoorsitter en lid van die dagbestuur gehandhaaf moet word. Nou, daar's nou 'n klomp goed, en julle kan nou maar die verslag lees, dis klomp bladsye, maar julle kan nou gaan lees wat daar binne kan staan. Die probleem wat ons mee sit is, ons verkoop, of het 'n party verkoop wat deursigtig is, 'n party wat die vrugte van die Gees het, 'n Christelike party, 'n party wat staan vir, of teen, korrupsie en teen al hierdie goed wat ons altyd die ANC en die DA dan nou van beskuldig. Net om onsself in 'n trap te vang, as ek dit so kan stel, waar ons self skuldig is aan hierdie tipe van goed, waar ons self gesien het hoe finansies gewanadministreer word, hoe geld wegraak, onregmatig aangewend word. En die probleem is met hierdie tipe van goed, as jy dit laat gaan, word dit 'n groot seer binne in 'n organisasie. Nou, aanvanklik het ek vir u gesê dat Pieter Groenewald gesê het dat ons die Vryheidsfront Plus dan nou wil bestuur asof dit 'n besigheid is. Asof dit 'n organisasie is wat ons wil groei. So ons wil besparings hê, maar ons wil die beste doen met ons geld wat ons moontlik kan. Nou, sodra jy iewers 'n kraan ooplos en die water loop hy, dan weet jy dit kos jy geld. En dit is presies wat in Gauteng gebeur het. En dit is ook nie net in Gauteng wat dit gebeur het nie, maar Gauteng is presies waar ek was en waar ek die ondersoeke gedoen het. Wat die Mulders gedoen het met die reorganisasie is, hulle het in baie berekende terme het hulle die onregmatige bestedings en al daai tipe van goed deur 'n reorganisasie en die ondersoeke rondom dit het hulle gestop. Hulle het gestop dat enige iemand verder kan kyk daarna. En Dr. Mulder, Corneille Mulder, het hierdie mense se hande gesterk daarin. Hy het hierdie mense ondersteun daar. Hy weet presies wat verkeerd geloop het binne in die Gauteng reorganisasie en in Gauteng oor die algemeen. Maar hy het 'n keuse gemaak, en hy het 'n keuse gemaak op grond van eie ambisie. En daardie ambisie is om van Groenewald ontslae te raak. Hy wou Groenewald uitskakel. En daarom het hy Jaco Mulder, Anton en die Gauteng dagbestuur bemagtig dan nou om hierdie reorganisasie ongeldig te verklaar. En jy weet, ons kan baie sê oor, maar hierdie is nie Kobus Hofman se verslag nie. Jy sal sien my naam kom verskriklik baie hier in voor en word baie beskuldigings aan my kant toe gegooi. Maar wat belangrik is, ek is nie die outeur van hierdie verslag nie. 4 regskenners het gesit ure lank, na mense geluister, ontledings gemaak en op die einde van die dag hulle hand op papier gesit en 'n verslag saamgestel. En die kruks van die saak is dat hierdie reorganisasie gebreke gehad het moontlik, maar dat op die einde van die dag daai reorganisasie moes gestaan het. Daardie verkiesing moes gestaan het. Die verslag het uitgewys dat Jaco en Anton vir die IDB leenagtig opgetree het. Dat hulle gelieg het om hulle sin te kry. Hierdie verslag het uitgewys dat daar talle gebreke binne in Gauteng is, nie net met finansies nie, maar met administrasie en 'n klomp aspekte.
Nou my vraag is, as dit so beroerd gaan binne in Gauteng met die Vryheidsfront se interne strukture en bestuur en dies meer, hoe wil u hê moet hierdie mense u land regeer? Hierdie is 'n 6 miljoen begroting omtrent. Hoe wil u hê moet hulle hierdie bestuur op groter skaal doen, as hulle dit nie binne in Gauteng kan regkry nie? As hulle nie korrupsie op klein skaal kan uitskakel nie? As hulle nie lede kan aanspreek as hulle jok oor hulle kwalifikasies nie? En ons kan nou gaan en sê, ja, maar jy weet, hulle is nog steeds beter as die ANC. Proporsioneel is hulle nie beter as die ANC nie. Die ANC is groter, meer korrupsie. Vryheidsfront is kleiner, met ook korrupsie. As jy die persentasies gaan uitwerk, dink ek, gaan jy baie naby aan mekaar uitkom. Lank is die tyd verby wat ons net kan sit en al ons hoop net in ons leiers in sit en hoop hulle doen vir ons die regte ding. Hoop is een van die gevaarlikste goed waarmee jy kan dobbel. En om op 'n korrupte of 'n oneerlike politikus te dobbel, gaan jy sleg tweede kom. As ons kan lieg oor klein goedjies, sit ons met 'n reuse probleem op die einde van die dag. As ons kan jok oor hierdie klein goedjies, kan ons vir julle jok oor baie ernstiger en baie groter goed. En het dit al reeds begin gebeur. Vat as voorbeeld die regering van nasionale eenheid. Daar's 'n wesenlike probleem binne in die Vryheidsfront Plus. En ook in die DA en ek seker in die ander partye ook. Maar ons moet ons leiers verantwoordelik hou. Ons moet hulle verantwoordbaar hou. Ons moet hulle reguit op die reguit pad hou. Hoe wil jy 'n organisasie bestuur as jy nie notules hou nie? Hoe wil jy 'n organisasie bestuur as jou fakture wegraak? Hoe wil jy 'n organisasie bestuur as jou senior lede leenagtig optree? Hoe wil jy 'n organisasie bestuur as die familielede wat hulle aanstel nie eers opdaag by die werk nie? Nou, dis moontlik vir almal, kan dit lekker wees. Ek sal graag by die huis wil sit en 'n geldjie verdien en nie opdaag by die werk nie. Maar dit is nie hoe dit werk nie. Dit is nie hoe hierdie tipe van goed moet wees nie. Hierdie reorganisasie verslag opgestel deur daardie regskennis is 'n klein blik op hoe die stelsels en die sisteme binne in die Vryheidsfront gemanipuleer word deur die milders om hulle self te beskerm aan die een kant of om hulle politieke opponente uit te klop aan die ander kant. 'n Politieke organisasie kan nie groei en die Vryheidsfront sal dalk in stemtal groei, maar in sy struktuur sal hy nie groei nie, want hierdie mense sal dit dooddruk. Jy gaan nie innoverende nuwe bloed binne in die Vryheidsfront inkry terwyl hierdie ouens gatekeep nie. En veral as hulle oneerlik is met waarmee hulle besig is. Nou ek kan met groot vrymoedigheid vir julle sê en ek het geen bewys daarvan nie dat hierdie verslag nooit gesirkuleer is in totaliteit aan die Federale Raad van die Vryheidsfront Plus nie. Hierdie ding is nooit uitgedruk en vir die Federale Raadlede van die party gegee om te lees nie. En te sê, weet jy wat, vat 'n uur of 2 en lees hierdie dokument deur en dan neem ons 'n besluit of ons hom sal aanneem of nie. Die Federale Raad het hierdie verslag afgekeur, glo eenparig, sonder om te weet wat hier aangaan. Nou ek het dit al voorheen gesê en dit is 'n baie ongemaklike stelling om te maak en sekerlik 'n baie lelike stelling om te maak. Maar sekere van die Federale Raadslede wat na so 'n Federale Raad toe gaan, is letterlik daar vir die koekies, die koffie en die kos.
en sit hulle in slaap in die res van die goed. Niemand vraag nie, en niemand wil regtig weet wat aangaan nie, want dan moet hulle verantwoordelikheid vir 'n besluit neem. Hierdie verslag, met al die moeite en die geld wat in hom ingesit is, het nooit die daglig gesien binne in die Vryheidsfront Plus se strukture, sodat mense kan sien waarmee die ouens besig is. So het die Jaco Mulder verslag ook nie die lig gesien by die Federale Raad nie. So het die Anton Alberts verslag in totaliteit ook nooit die Federale Raad bereik nie. So het die Gerda Senekal saak ook nooit die Federale Raad bereik nie. Al wat gebeur het, is die Mulder groepering het uitgegaan en mense gaan oortuig, dis nie so erg nie, dis 'n heksejag van my en Groenewald om van hulle ontslae te raak. En ek kan vir die provinsies op die hand noem wat die Mulder faksie ondersteun het. En dit is vir my bitter snaaks party daar as ek op Facebook sien hoe hierdie mense ons aanval en sê dat ons verdeeldheid saai en al hierdie tipe van goed. Daar moet verdeeldheid wees as iemand steel. Daar moet verdeeldheid wees as iemand nie hulle self besig hou met dit waarvoor ons uitgee, ons onsself moet besig hou. Jy kan tog mos nou nie saam met 'n dief aan 'n ding trek nie. En gaan kyk, Dr. Groenewald het 'n baie goeie toespraak in die parlement gehou waar hy sê, you're nothing but a thief as jy steel. Maar wat daarvan in die Vryheidsfront Plus? Hoekom kon hy nie daai selfde sterk standpunt huldig binne in die Vryheidsfront Plus nie? As hy glo regtig dat as jy steel, jy 'n dief is, hoekom het hy nie 'n saak by die valke gaan oopmaak soos wat hy beloof het? Dis daardie raaisels wat my pla. En ek dink dit is belangrik dat ons vir mekaar moet sê, ons gaan nie almal van mekaar hou nie. Ons gaan nooit almal saamstem nie. Maar daar's een ding waar ons moet konsensus kry, en dit is die feit dat ons leiers moet op 'n hoër standaard gestel word as die van die ANC. Ons moet ons leiers keer en help om nie skelm te wees nie. Ons moet ons leiers verantwoordbaar hou vir deursigtigheid. Hier sal ook sien binne in hierdie verslag word daar telkens 'n melding gemaak dat die Gauteng dagbestuur nooit eers die begrotings gesien het nie. Dat die Gauteng dagbestuur nie eers weet waarop goed spandeer is nie. Op my Facebookblad het ek al vir julle gewys hoe 'n besluit geneem word oor 'n betaling 3 dae nadat die betaling gemaak is. Hierdie goed moet vir u kommerwekkend wees. Hierdie goed moet u wakker hou in die aand. Want ek sê weer, as hulle daaroor kan jok, waaroor jok hulle nie nog nie? Nou in die volgende paar dae sal ons nog verslae nader hark, daar is nog so 96 bladsye verslag, en dan is daar so aan 'n lekker enetjie wat ek ook graag met u sal wil bespreek. Ek gaan hierdie een vir u daaronder in die skakel insit, en kyk gerus deur hom. Vergewissie van waarmee ons in Gauteng besig is, en wie en wat ons leiers in Gauteng is, en dan ook, jy weet, hoekom ons vir hulle moet stem as hulle dan nou nie eers hulle eie party kan bestuur nie. Hoe gaan hulle in die stadsrade help bestuur, of jy weet, hoe gaan hulle stadsrade bestuur in die algemeen. Nou vanaand het ons weer vir julle 'n liedjie, luister hom, en gee ons maar 'n bietjie terugvoer daaroor, en ons gesels volgende week oor die volgende verslag, en u moet 'n lekker aand hê, Jahwe se seën vir julle, en mag dit reën waar julle bokke wy. Totsiens. Vandag staan ons hier om ons beskikbaar te stel vir u en vir die party, om ons vryheid te gee, hoop as te ware, helse verantwoordelikheid,
My boodskap is kort en op die mandag. Met my verkiesing tot ondervoorsitter onderneem ek die volgende: deursigtigheid, verantwoordbaarheid en eerlikheid. Verder kan ek verseker, ek staan nie terug vir geveg nie, vir niemand nie. Ek is 'n man met vyande. Ek spog altyd en sê, ek dra myself te maak. Tog het ek ook idealiste, vriende waarmee ek alweer bitter moeilike tye gestap het. Vir die wat my ken is meetbare suksesse, al wat ja. Suksesse skep hoop, nie my opening. Harde werk bring resultate, nie kommentaar nie. As ek hier regtig ernstig is vir die toekoms van Suid-Afrika, sal ons meer van mekaar verwag. 'n Hoë standaard van etiek en doelgerigtheid. Ons sal met mekaar skouers hier in die straat en waar besigheid. Nie met partykeleerders in die raadsaal nie. Ons sukses hang van mekaar af. Die Vryheidsfront se sukses hang van die insette af. Dames en here, verbind u vandag nie aan blinde realiteit aan 'n persoon nie, maar aan die realiteit van ons droom. Die droom om vry te wees, die droom om veilig te wees en die droom om vooruitstrevend te wees. Dames en here, vandag vra ek u, stel die vertroue in my. Kom ons hervestig vertroue in politiek en politici. Kom ons raak ernstig vir die toekoms en in wie se hande ons dit toevertrou. Kom ons maak die Vryheidsfront Gauteng sterk maak in God se naam. In die donker van 'n bos lê seuns in hul browns, ingerig met fluisters, korporaals wat skree en bevel. In 'n blink kantoor sit ons volksleiers en word bekoor deur 'n nuwe wêreldbeskouing van oorgee sonder om te verloor. Geld en mag word al belou, die bly slegs 'n volk se vertrou. 'n broederlike handdruk van leiers, mooi verpakte beloftes. In die donker kruip die vyand nader, verras 'n paar jaar later. Die terries was nooit in die bos, maar heel wat nader. Met die krap van 'n pen word die generaals uitoorlê, nie deur 'n terrie of kommunis, deur 'n broederlike handdruk. Generaals, generaals, hoe het jou gestuier? Sonder skoot of skaamte verwyder. Die nag van die generaals en 'n volk se stil swye. Ons stem ja vir 'n nuwe Suid-Afrika. Ons mis die fynskrif wat ons vyand vra. Die verraadlike leiers bang staan. Dis 30 jaar later en die skok praat al harder, want julle het nie grade en staan op die strate sonder werk en hoop, gebroke sonder brood. Julle verstaan nie, skree hulle oor en oor, maak julle krisis dat ons julle weer kan verloeien. Die waarheid is wat ons sê dit is, julle siener, julle Bybel, julle geloof ondergeskik. Mama en sussie sit en ruk, want nog 'n aanval het vir pappa en boetie verslind. Toch is daar nie volksmoord, skree ons leiers, julle lieg terwyl julle nog vry is. Generaals, generaals, hoe het julle gestuier? Sonder skoot of skaamte verwyder. Die nag van die generaals en 'n volk se stil swye. Ons stem ja vir 'n nuwe Suid-Afrika. Ons mis die fynskrif wat ons vyand vra. Die verraadlike leiers bang staan.